fairy tales, dis wat hulle wil verduidelik aan die mense verduidelik. Jy sien hulle wil die godsdienst so maklik maak. In die tussentyd vat hulle jou met jou oë oop reguit hel toe. En as hier Jafashua kom, dan gaan jy nie verstaan hoekom hy dit nie gemaak nie. Die Bybel sê as jy geringste my kinders laat struikel het, wees daarom vir jou meelsteen om jou nek vas te maak en in die see te spring. Ek het lank al jare terug al gesê, daar's baie van hierdie ouens gaan moet leer swem, want hulle gaan swem. So op die einde van die dag, wat gebeur hierso? Hy kom die derde keer by die wittroon oordeel, die swaard is in sy mond om oordeele uit te spreek oor die antichristiese mense en die 2/3 van Israel wie hom nie wou aanvaar nie. Net 1/3 van Israel word aangeneem. Gaan kyk daar na die 144.000. Hy sê 12.000 uit elke stam van Jakob. Niks met die kerk te doen nie. Dit is vir Israel. Onthou hulle oë is verseël. Hulle kan nie sien nie, hulle ore is toe. Hulle kan nie hoor nie. In die groot verdrukking stuur Jaffa 144.000 mans. Wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Nou sê die arme Jehovah Witnesses, ons is daar 144.000. Shame. Nou wat staan die vrouens op die hoeke van die straat en verkoop boekies voor? Die Bybel sê dis net mans. Dis net mans. Wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. Is mans wat nie gemeenskap met vrouens gehad het nie. As ek dit dan direk as ek dit letterlik vertaal. Nee. Godsdienst is 'n vrou. Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot 6, is die Babyloniese vrou, die hoermoeder wat op die water sit, die Rooms-Katholieke kerk. So die vrou is waters, die waters is 'n vrou. Die waters, Openbaring 17 vers 15, hy sê die waters wat jy gesien het, volkere, mense, nasies en tale. So wat gebeur? Wanneer hy sê hulle is 144.000, 12.000 elke stam van Jakob. Hulle gaan vir Israel preek, hulle is evangeliste. 12.000 vir elke stam. Hoekom so baie? Want die antichrist gaan van hulle doodmaak. Maar hulle gaan die evangelie bedien aan Israel, sodat 1/3 Jafashua, as hulle Messias, hulle verlosser, hulle redder en saligmaker, gaan sien en aanvaar. Hulle in Engels praat hy van the remnant of Israel. My doktorale graad het oor dit gegaan. Ek het 'n boek, Israel's Rapture. Seker een van die beste boeke wat ek ooit geskryf het. Kry vir die een daarvan. En ek bemark nie my boeke nie. Al wat ek doen is, ek sê vir jy, dis daar. Dit is 58 jaar se studies en navorsing in die eskatologie. Die inligting is daar. So maak van dit gebruik. Ek verloor niks as jy dit nie kry nie, maar dit is daar vir u in die nageslagte om dit te hê. Nou, wat stel dit voor? So maar op die einde van die dag, dan is daar 3 komse. Eerste een wanneer Jafashua gebore is, tweede koms wanneer hy kom vir die bruid, wanneer die trompet sal kom net vir die bruid. En die derde keer is wanneer 'n harde trompet. Hoekom harde trompet? Dis in die slag van Armageddon. Terwyl die mesiele goed geskiet word, verskyn Jafashua op die berg, om 1/3 van Israel te roep uit die 4 hoeke van die aarde. Die Bybel sê die 4 windstreke van die aarde, dan roep hy hulle harde trompet, nie 7 trompette nie. Nie 7 trompette nie. 'n Trompet is iets wat 'n boodskap uitdra. Daar's 7 trompette, maar dis vir die 7 gemeentes. Efese, Smyrna, Pergamus, daar's 7. Trompet is iets wat 'n boodskap uitsy om die aandag te trek van die mense. Dis hoekom daar 7 was, niks met die eindtyd te doen nie. 6 het hulle tyd gehad. Verstaan wat ek sê, in die tye, die boodskappers wat daar was. Vandag, die Bybel sê so duidelik in Hebreërs 1 vers 1, in die ou tyd het Jaffa tot die volk Israel gespreek deur die profete. Hy sê maar vandag, in 2025, het ons nie profete nodig nie. Hy sê, hy spreek tot ons deur sy seun, Jafashua. Wat is dit? Dit is die woord. Johannes 1:1. In die begin was die woord, en die woord was by Jaffa, en die woord was Jaffa. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons is sy heerlikheid aanskou soos die eerstgeborene. Vers 14 sê, en hy het vlees geword en onder ons kom wandel. En dan kan jy sommer kyk daar, vers 5 en 6 sê, dat hy was die lig, wat die duisternis verdryf het. Genesis 1 vers 3, die lig wat hy skep is Jafashua, die duisternis is Satan, want as jy eers kyk by Genesis 1 vers 17 en 18, dan word die son en die maan en die sterre eers daar gemaak. So wat is gemaak? Wat is die lig wat by Genesis 1 vers 3 geskep is?
En so is dit interessant wanneer ons die geopenbaarde woord kan verstaan. Weet jy wat, ek nie nodig om vir jou een storieetjie te vertel nie, want ek kry niks daar uit nie. Ek behoort jy aan 'n kerkdenominasie of 'n organisasie nie. Ek wil u in die hemel kry. Ek wil u as bruid by Jafashua uitkry. Nou ja, tyd ons gevang hierso. Baie interessant. Dit wil ek met u gaan deel. Volgende week as Vader liewe gesondheid spaar. Doen die eie Bybelstudie, vat hier's baie inligting deurgekom. Vat dit, maak jou eie notas, maak jou eie studie. Tot volgende week as Jaffa wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.